Kom ons bid saam. Here, ons Here, U is so goed vir ons. Daar is so baie dinge waaroor ons kan dankie sê. Soveel dankbaarheid, soveel genade, soveel liefde. Here, ons kom vanoggend voor U staan met ons lewens net soos ons is. U ken ons deur en deur. U is die een wat nie net ons geskiedenis ken, ons verlede nie net die hede nie, U ken ook ons toekoms. Baie beter, baie verder as wat ons ooit sal weet. Here, ons weet dat U weet waarheen elkeen van ons op pad is. Ons tema is vanoggend wanneer gebed jou pad word. En Here, ons het so nodig om hierdie kuns aan te leer. Sommige van ons staan voor keuses. Ons weet nie wat om te kies, wat is die regte keuse nie. Ons het almal geleenthede, so gereeld geleenthede waar ons nie weet wat ons moet kies nie. Wat U wil hê ons moet kies nie. Here, dankie dat ons nie alleen ons pad hoef te vind nie. Leer ons vandag om nie net te bid wanneer ons raad op is nie, maar om biddende mense te wees. Leer ons om te werk, om besluite te neem, om in ons verhoudings te wees, met ons bekommernisse en ons toekoms, en dit alles voor U te bring. Maak ons oë oop om U leiding raak te sien. Maak ons ore oop om U stem te hoor, ons harte gewillig om te gaan waar U lei. Here, wanneer ons terugkyk en ontdek hoe U ons gedra en gelei het, leer ons om soos Abraham se slaaf neer te buig en te sê, aan U alleen kom die lof toe. Ons wag op U, Here, praat met ons deur U woord en deur U Gees. Raak ons aan, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan uit Genesis 24 lees. Nou, die hoofstuk is baie lank. Ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ons gaan maar enkele verse. U is baie welkom om by die huis na die res van die gedeelte te kyk, die hele hoofstuk deur te lees. In hierdie gedeelte stuur Abraham sy slaaf om 'n vrou vir Isak te gaan soek. Hy het spesifieke opdragte wat hy moet nakom. Dit is baie belangrik. In vers 10 lees ons, die slaaf het 10 van sy eienaar se kamele gevat en ook allerlei mooi geskenke en vertrek na Mesopotamië toe, na die stad waar Nahor gewoon het. Daar het hy die kamele by 'n fontein buite die stad laat kniel. Dit was laatmiddag, teen die tyd dat die vrouens uitkom om water te skep. Hy het gebid, Here, God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon tog U trou aan my eienaar Abraham. Hier staan ek by die fontein, waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir 'n meisie vra, hou tog jou waterkruik dat ek kan drink, en sy gee antwoord, drink gerus en ek sal jou kamele ook water gee, dan is dit sy wat deur U gekies is vir U dienaar, vir Isak. En dan sal ek weet dat U trou betoon aan my eienaar. Voor hy nog klaar gebid het, kom Rebekka met die waterkruik op haar skouer aan. Sy was die dogter van Betuel, seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer. Die meisie was baie mooi, 'n jong meisie met wie 'n man nog nie gemeenskap gehad het nie.
Sy het afgegaan tot by die fontein en haar kruik volgemaak en teruggeklim. Toe hardloop die slaaf haar tegemoet en sê vir haar, laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy sê, drink gerus, meneer. Sy laat toe gou haar kruik rus op haar hand, laat hom water drink. Toe hy klaar gedrink het, sê sy, ek sal vir die kamele ook gaan water skep, dat hulle genoeg kan drink. Sy het gou haar kruik in die krib leeggemaak, toe die fontein toe gehardloop om nog water te skep. Sy het vir al die kamele geskep. Die man het haar in stilte aangekyk om vas te stel of die Here hom in sy onderneming laat slaag het of nie. Dan vers 26. Toe die man gekniel tot die Here gebid, aan die Here, die God van Abraham, wie se slaaf ek is, kom die lof toe. Die Here het nie sy troue dienaar sy troue liefde van my eienaar weerhou nie, en vir my het die Here reguit gelei na die huis van my eienaar se broer toe. En toe later by Laban, vers 42, lees ons dat Laban hulle sê, hy vertel aan Laban, toe ek vandag by die fontein kom, het ek gebid, Here God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat my tog slaag in my onderneming. Hier staan ek by die fontein, waar 'n jong meisie van die stad sal kom water skep. Ek sal vir haar vra my bietjie water uit haar kruik te laat drink, en as sy vir my sê, drink gerus, maar ek sal vir jou kamele ook water skep, is sy die vrou, wat deur u gekies is vir die seun van my eienaar. Nou baie belangrik, vers 45. Toe, voor ek nog klaar was om saggies te bid, kom Rebekka daar aan met 'n waterkruik op haar skouer, en sy gaan af tot by die fontein en skep, en toe vra ek vir haar, gee my tog 'n bietjie water. Sy laat toe gou haar kruik van haar skouer afsak en sê, drink gerus, ek sal u kamele ook water gee. Ek het toe gedrink en sy die kamele ook water gegee. En dan lees ons in vers 48, sê hy, ek het gekniel en tot die Here gebid, ek het hom, die God van Abraham, wie se slaaf ek is, geloof, omdat hy my reg gelei het, om die dogter van die broer van my eienaar te kry, as vrou vir sy seun. En dan vers 50, toe antwoord Laban en Betuel, wat gebeur het, is van die Here, ons het vir jou daaroor niks te sê nie. Tot daar, ons skriflesing. Ons lees in hierdie gedeelte, dat die slaaf het 'n opdrag, hy het iets wat hy moet doen, wat verskriklik belangrik is, en dit is vir hom belangrik dat hy reg kies, dat dit wat hy kies, die wil van die Here is. En daarom bid hy gereeld. Jy sien, ons kan dit vergelyk met 'n deur om in die nag te ry, op die pad te wees. Vir baie mense is dit baie spannend om saans te ry, want 'n mens kan nie goed sien nie. Jy sien net die area waar jou motor se ligte skyn en die res van die wêreld is donker. En dit skep spanning. En dit is ook hoe ons lewens is, dat ons sien net tot nou. Ons sien nie verder vorentoe nie. En dit is waarom hierdie gedeelte so belangrik is, dat ons, omdat ons weet, ons sien net beperk, maar God weet alles, dat dit belangrik is dat ons lewe in lyn met God se wil moet wees, en dat ek moet weet hoe om te lewe, om dit te laat realiseer. Want dit kan maklik wees dat ek my eie wil volg, en dan afdwaal van God se wil. Ons sien in hierdie teksgedeelte, Abraham gee vir sy slaaf opdrag, hy moet vir Isak 'n vrou gaan soek. Maar dit mag nie net sommer enige vrou wees nie, dit moet 'n vrou wees van Joodse afkoms, uit Abraham se nageslag, en dit mag nie een van die heidense volke
se vrouens wees nie. Dit moet 'n spesifieke, dit moet die regte vrou vir Isak wees. Nou, hoe doen 'n mens dit? Die slaaf het net hierdie opdrag. Hy moet na 'n ander land reis. Hy moet 'n vrou vind wat bereid wees om van haar familie, haar huis, haar bekende wêreld af te sien en saam met hom te reis na Abraham toe. En sy het Abraham of Isak of die slaaf nog nooit van tevore ontmoet nie. Hoe doen 'n mens dit? Hulle het nie Google Maps gehad nie. Daar was nie 'n foto van Rebekka nie. Daar was nie 'n lys van kandidate nie. Niks. Hy het net hierdie opdrag gehad en hy weet hy moet gaan. En wat doen hy? Ons lees in hoofstuk 24 vers 12. Hy het gebid. En dit is die eerste groot waarheid van vanoggend se boodskap van die Here aan ons, elkeen van ons. Bid, vra die Here. En hy het nie net hier aan die begin van die reis gebid en dan maar net sy eie kop gevolg nie. Hy het gereeld gebid. Hy het vir die Here gevra, Here God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. En dan vra hy dat die meisie wat God kies, nie net vir hom water sal gee nie, maar vir sy kamele ook, en daarin sal hy dan weet. Hy het nie net by Abraham se tent gaan sit en gesê, ek sal hier bly wag tot God vir my in 'n droom wys of vir my op 'n manier wys wie die vrou moet wees nie. Hy het gegaan. Terwyl hy op die Here wag vir leiding, het hy gegaan en gedoen. En hy reis en bid. Hy werk en bid. Hy soek en bid. Hy kyk en bid. Wanneer gebed jou pad word, word God deel van jou gewone besluite. Gebed is nie net iets vir Sondag, of in die oggend of in die aand, voor my bed, of net voordat ek eet nie, of net wanneer iemand siek is nie. Gebed moet deel wees van my hele lewe. Paulus sê, doen dit alles bidend. Net 'n paar hoofstukke vroeër, hier in hoofstuk 13, sien ons dat Abraham en Lot grond moet kies. Hulle moet uitmekaar gaan. En ons lees mooi, gaan lees weer daardie gedeeltes. Lot het toe rondgekyk. Hy sien die Jordaanstreek, hy sien dis goed, hy sien daar's water, hy sien daar's weiding, en dan kies hy. Hy kyk, hy doen sy berekeninge, en hy kies. En dan trek hy uiteindelik al nader aan Sodom. Abraham kyk ook, hy moet ook kies, hy moet ook onderskei. Maar voordat hy kies, bid hy. Hier in hoofstuk 24 sien ons, daar is 'n groot verskil tussen Abraham se gesindheid en Lot se gesindheid. Die groot vraag is, Here, waarheen wil U? Wat wil U? En die mooi in hierdie gedeelte van ons is dat terwyl die slaaf nog bid, antwoord God. Vers 15 sê, voordat hy nog klaar gebid het, kom Rebekka daaraan. God se betrokkenheid by my gebede begin nie net eers nadat ek amen gesê het nie. God weet al wat ek gaan bid, nog voordat ek dit bid. Hy wag vir my om dit te vra, om my afhanklikheid teenoor hom te erken. En hy begin reeds. Moenie wag dat die bewyse eers daar is nie. Weet, God is besig. Hoeveel keer het dit nie al in ons lewens gebeur nie? Later wanneer ek terugkyk, dan sê ek, nou verstaan ek.
Nou sien ek hoekom daardie deur toegemaak was. Hoekom daardie ander deur oopgemaak is. Die Here het voorsien. Wanneer Rebekka daar kom, doen sy baie meer. Sy gee nie net vir die slaaf water nie, maar sy doen meer. Sy gee vir hom dadelik genoeg om te drink. Sy gaan haastig af en gaan kry nog water. Presies waarvoor hy gebid het. In vers 21 lees ons, die man het haar in stilte aangekyk om vas te stel of die Here hom in sy onderneming laat slaag het of nie. Met ander woorde, hy wag, hy kyk, hy onderskei. God wil hê ons moet oplettend wees. Die enigste manier hoe ons kan sien waar God werk, is deur dat die Heilige Gees ons geestesoë daarvoor oopmaak. Ons het verlede Sondag gesien waar Abraham vir Isak moes gaan offer het. Dat daardie ram die heeltyd daar was, maar op die regte oomblik het God Abraham se oë oopgemaak om daardie ram te sien. En toe die slaaf hier in ons gedeelte besef wie Rebekka is, toe het hy gekniel en tot die Here gebid. Aan die Here, die God van Abraham, wie se slaaf ek is, kom die lof toe. Kyk na hierdie patroon. Hy bid. Wanneer hy die antwoord begin raak sien, bid hy weer. Later in die verhaal vertel hy en praat hy, getuig hy oor sy gebed. En wanneer alles bevestig word, dan bid hy weer. Dan sê hy dankie. Jy sien, gebed is nie maar net die noodnommer wat hy skakel wanneer hy hulp nodig het nie. Gebed het sy hele pad geword. En dit is wat die Here wil hê met ons ook moet gebeur. Wanneer hy hier by Laban hulle is, dan sien ons, hy vertel. Ek het gebid, ek het gevra, Rebekka het gekom, en dit het presies gebeur. En daarom dan hier in vers 50, kom Laban en Betuel, en hulle sê, wat gebeur het, is van die Here. Daar erken hulle ook, herken God se leiding, en erken hom, as die een wat dit laat gebeur het. Wat jy vandag met trane bid, kan môre iets wees waarvan jy vertel. Kyk wat het die Here gedoen. En so kan dit mense rondom jou ook bemoedig en versterk in hulle geloof. Ek wil gou 2 gedeeltes in die Nuwe Testament net na verwys. Die een is Paulus, waar hy in Handelinge 16 vers 6 tot 10 na Troas op pad is. Hy beplan sy sendingreis, maar dan lees ons die Gees verhinder hom om sekere plekke te preek. En Paulus se oorspronklike plan werk nie uit nie. En toe hy in Troas kom, toe kry hierdie visioen van die Macedoniese man en hy gaan oor soontoe. En op die pad lei God hom. Met ander woorde, die Here lei hom. Soms gaan daar deure toe. En dit is as gevolg van die leiding van die Here. Maar ek moet weet, God sal sorg. Die ander voorbeeld is Jesus in Getsemane, waar hy vir die Vader vra, Vader, as dit U wil is, neem hierdie beker by my verby. Laat hy by my verbygaan, maar nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En daardie gebed
word die voertuig waarmee hy op die ou einde besef, dit kan nie anders nie. Hy moet daardeur. En dan neem God hom deur daardie moeilike tyd, ander kant uit. Gebed is nie die manier waarop ek God kry om my wil uit te voer nie. Gebed is 'n plek waar my hart oop gaan vir God en vir sy wil. En dan kan dit nie anders nie. Dit gebeur dat God nie dalk net my pad verander nie, maar dat gebed my ook verander. En onthou, God praat nie dikwels, nie hoorbaar nie. Daar's nie 'n stem uit die hemel hier vir die slaaf nie. Daar's nie 'n brandende bos nie, daar's nie 'n droom waarin God vir hom sê, daar is Rebekka nie. Maar oral in hierdie verhaal is God teenwoordig. Ek hoef nooit te wonder, waarom praat God nie met my nie? Waarom gee hy nie vir my 'n duidelike antwoord nie? Ek moet maar net leer om in stilte te wag en hom te vertrou. Hy sal my lei. My broer en suster, wat beteken dit vir u en vir my? Miskien is u by 'n fontein vandag, of in hierdie stadium van u lewe, waar dinge moet gebeur en besluite geneem moet word. En jy weet nie wat volgende is nie. Begin deur te bid. Beweeg dan gehoorsaam. Kyk wat gebeur. Wees oplettend. Toets dit wat gebeur aan God se woord. En God sal lei. Romeine 8 vers 26 sê Paulus, onthou, die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Paulus sê in Efesiërs 6, gaan lees dit by die huis, doen dit alles bidend. Smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam. Amen. Here, wat 'n wonderlike reis is ons lewensreis nie. Ons wil so graag die hele pad vooruit kan sien, ons wil sekerhede hê, ons wil antwoorde hê, ons wil weet hoe alles gaan uitwerk. Maar dankie dat ons vandag weer opnuut kan hoor, dat ons geduldig moet wees, dat ons U moet vertrou, dat ons kan weet, U sal sorg dat dinge reg verloop. Al wat U van ons vra is, bly waaksaam, bly bidend. Leer ons, Here, om geduldig te wag. Leer ons om U hand raak te sien in die gewone lewe, gewone dinge, alledaagse dinge, elke dag. En wanneer ons ontdek hoe U voorsien, hoe U deure oopgemaak het, ander toegemaak het, hoe U mense oor ons pad gebring het, hoe U ons gedraai het, laat ons dan soos Abraham se slaaf voor U buig en sê, aan die Here kom die lof toe. Dankie, Here, dat U ons hierin help. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.